Goeiemôre julle. Welkom by les 4 van geografie. Kyk, weer eens julle ken al die drill. Ons gaan eers aangaan met les 3 se huiswerk, dat ons gaan die memo deurgaan en dan gaan ons aan met les 4 se werk. So les 3 se huiswerk wat julle gekry het, was so 'n werkkaart gewees. Dit is so lyk. Weer in klimaat en dit is nou net die antwoorde wat ek op die skerm gesit het. Vraag 1 het gesê, definieer die term weer. Wat hierom beskryf, die term weer beskryf die elemente in die natuur, soos wind, temperatuur, neerslag, wolke, ensovoorts. Nommer 2, definieer die term klimaat. Daar kan jy geskryf het, klimaat beskryf die wind, temperatuur, neerslag en wolke oor 'n lang periode, byvoorbeeld seisoen of jaar. Nommer 3, sê of die stelling waar of onwaar is. Daar is 'n baie groot verskil tussen klimaat en weer. Gee rede vir jou antwoord. Daar kon jy gesê het onwaar. Beide weer en klimaat beskryf temperatuur, wind, neerslag en wolke. Enigste verskil is die tydraamwerk waarin dit gemeet of bepaal word. Of ek kon gesê het waar. Weer beskryf die daaglikse of weeklikse voorspelling van die temperatuur, neerslag, wolke ensovoorts. En klimaat beskryf die jaarlikse voorspellings. Nommer 4, kyk na die prente en sê of dit dui op 'n warm of koue klimaat. Nou, as jy gekyk het na die prentjies, sou jy sien, hierdie mannetjie hierso, hy is in die water, hy swem, dit is 'n warm klimaat. Wolkie met reën by B, sê vir ons dat dit koue klimaat is. Okay. Dan nommer 5 het gevra, watter seisoen ervaar die noordelike halfrond in Januarie? Dit is winter. En 6, watter seisoen ervaar die suidelike halfrond in Januarie? Dit is somer. Okay, so dit is jou memo vir les 3 se huiswerk, die werkkaart wat julle moes doen. Nou gaan ek aan met les 4. Net om vinnig weer deur te gaan, weer, dit is die toestand van die atmosfeer op 'n spesifieke plek en op 'n spesifieke tyd, byvoorbeeld vandag. Jy sê nie, kom ons kyk na vandag se klimaat nie, jy sê kom ons kyk na vandag se weer. Klimaat, dit is die gemiddelde toestand van die atmosfeer vir 'n sekere plek, soos waargeneem oor 'n aantal jare. Byvoorbeeld Boksburg se gemiddelde somertemperatuur is 26 grade Celsius. Okay. Dan 'n meteoroloog, 'n persoon wat 'n studie maak van die weer. En dan het ek net weer eens vir jou prentjies hier om te sê dat daar verskillende weerpatrone is. Sonskyn met wolke, sonskyn met baie wolke, bewolk, ligte reën, bietjie swaarder reën, haal, donderweer, sneeu, net sneeu en erge winde. Okay, daar's weer 'n prentjie van sneeu. En dan kom ek nou by hierdie. Klimatologie is 'n studie van die klimaat van 'n gebied. So ons is besig met klimatologie. Dit is kwartaal 2 se werk. Nou onder klimatologie is daar 'n klomp dinge soos weer, klimaat, temperature, sonbestraling, aardbestraling, land- en watermassas, seestrome en berge, wolksoorte, sinoptiese weerkaarte en weerstasies. So onder klimatologie, wat 'n studie van die klimaat van 'n gebied is, val al die goedjies wat ek nou genoem het, en dit is waarmee ons gaan werk in kwartaal 2. So ons het reeds begin met weer en klimaat, en ons het ook nou al gekyk na die verskillende neerslag wat 'n mens kry. So daai hele tabel wat julle ook moes oorteken by les 3, oor die tipe neerslag, waarin word dit gemeet, of die eenheid waarin dit uitgedruk word en waarmee dit gemeet word. Dan meteorologie is 'n studie van die weer. 'n Meteoroloog sal weerpatrone bestudeer om uiteindelik weervoorspellings te kan maak. En jy sal sien, ek het 'n prentjie van elkeen langs aan gesit. Klimatologie daarbo, wys hulle vir jou op die rekenaar hoe werk hulle. Maak 'n studie van die klimaat van 'n gebied. En 'n meteorologie of 'n meteoroloog sal weerpatroon bestudeer om uiteindelik weervoorspellings te kan maak. Weerens net verskillende
weerpatrone, sonskyn, sneeu, reën of ysreën. En dan daar kan jy sien, sonskyn 'n bietjie in die middel en dan is dit donderstorms aan die kante. Ok, volgende enetjie, weervoorspellings. Daar het ons nou al baie na verwys om te sê weer is oor 'n kort tydjie wat jy dit sien, byvoorbeeld vandag, daagliks of weekliks wat jy die temperatuur daarvan uitwerk. En hierso is 8 dae vooruit wat hulle vir jou die temperatuur voorspel het. Dit is 'n weervoorspelling van wat hulle dink dit moontlik kan wees, as hulle kyk na hoe dit in die verlede was. Ok, tweede, synoptiese weerkaart. Van julle het dit nog nooit in julle hele lewe gesien nie, so vir van julle is dit splinternuwe werk, ander mense het dalk al daarvan gehoor. Dit lyk baie ingewikkeld, maar ek beloof jou, dit is regtig nie so erg nie. Wat ek wil hê julle moet na kyk is, julle sal sien hierso is sulke kurwes op hierdie synoptiese weerkaart, en dan van hulle het sulke pyltjies op, soos hierdie ene. Of as jy kyk byvoorbeeld na hierdie hieronder, is dit ook 'n kurwe, maar het klein bubbeltjies op, klein ronde sirkeltjies, teenoor van hulle wat die pyltjies op het. Ok, ons gaan nou daarby uitkom, maar weet net so lank dat dit is hoe 'n synoptiese weerkaart lyk. Ok, dit het ook te doen met klimatologie, want dit handel ook oor temperature, wat die temperatuur in sekere gebiede is. Ok, net weer 'n opsommingkie, weervoorspelling, dit is die vooruitskouing van die weer van 'n plek. Die voorspelling word gebaseer op vorige waarnemings. So hierdie wat ek vir gewys het, hulle gaan kyk wat die temperature was hierdie tyd van die jaar, 'n jaar terug, 2 jaar terug, 3 jaar terug, en dan maak hulle 'n voorspelling van hoe die temperatuur dan gaan wees, as hulle kyk na hoe dit was in die verlede. Dan, synoptiese weerkaart, dit is 'n opsomming van die weer vir 'n dag deur middel van simbole. Dit is weer wat reeds plaasgevind het. So, daai simbole wat ek nou vir jou gesê het, waarvan hulle ook praat, deur middel van simbole. Dit is nou hierdie streepietjies, en ons gaan nou vir jou sê wat daai streepietjies beteken en wat hulle name is. Dan sal jy ook sien 2015, jy kyk altyd na die datum van 'n synoptiese weerkaart om te sien watter jaar dit was. En soos jy kan sien, is hierdie weer wat reeds plaasgevind het. So 'n synoptiese weerkaart sê vir jou, dit is 'n opsomming van weer wat reeds begin het, of wat reeds verby is of plaasgevind het. Dan wil ek net gou vir jou 'n klein videoetjie wys, om net vir jou 'n inleiding te gee tot hierdie synoptiese weerkaarte, en dan hoef jy nie so baie daaroor te worry nie. So op hierdie video praat hulle nou van koue fronte en warm fronte. En as jy daar sal kyk voordat ek die video begin, sien jy reeds daai klein pyltjies wat ek nou net vir jou gewys het op die synoptiese weerkaart. So hierdie ou gaan gou-gou verduidelik en dan gaan ons aan met die werk. This animation is going to describe how precipitation happens at what are called cold fronts and warm fronts. These are weather systems that develop wherever masses of cold air collide with masses of warm air. And the name actually comes from war, where armies would meet along a battle line called a front. And one way to think about the difference between cold fronts and warm fronts is to think about which mass of air is going to win the battle. So we'll start with a cold front. This is a situation that happens where cold air moves in like a big wedge underneath warm air. Cold air is always heavier than warm air, and so it's denser, and it's going to tend to slide under the warm air and push the warm air upward. Anytime you have air rising upward, it's going to expand and cool and lose its ability to hold moisture, and this will give you a band of clouds and precipitation along the cold front. On weather maps, if you watch the weather on the news, you can see cold fronts marked by lines of blue teeth that point in the direction the cold air is moving. Along cold fronts, you typically have very intense local thunderstorms and rainstorms, so it might pour rain for a short time, but then quickly, usually within an hour or so, the front will have moved on. So a cold front is where the cold air pushes underneath the warm air, and you have high rainfall and usually intense thunderstorms. Now, the warm front has in common a couple of things with the cold front. One is that the warm air still goes up on top of the cold air, but in this case, the warm air is actually pushing the cold air out of the picture. So the warm air is winning, and that's
how you can remember it. It's a warm front. The warm air pushes against the cold air, squeezing it out, like imagine squeezing a watermelon seed between your fingers. It kind of squeezes out, right? And as the air pushes, it also rises up over the cold air. Rising air, again, loses its ability to hold moisture, and you tend to get clouds and rain. Along warm fronts, you typically have more mild, more mellow, more spread out rainstorms rather than really local intense thunderstorms. And if you're looking at the weather on the news, they mark warm fronts on maps with red half moons that point in the direction that the warm air is pushing the cold air. So that's cold fronts and warm fronts, major precipitation belts in many places on the earth. Okay, dit was nou gou 'n klein videoetjie. Ek wil net hierdie ding stop, anders gaan hy weer begin. En dan gaan ek aan. So hy het nou basies vir jou gesê dat daai pyltjies wat ek nou net vir jou gewys het, hier is 'n volgende sinoptiese weerkaart. Hierdie pyltjies wat hulle hierso wys op hierdie streepie, beteken dis 'n koue front. OK? Hierdie streepietjie hieronder met die klein bubbeltjies of die halfmaantjies op, is 'n warm front. Kyk, kan julle sien dat dit op verskillende gebiede so is en dat dit elke keer plaasvind waar daar 'n laagdruk is. Die L staan vir laagdruk. Weereens net daar, net om vir julle te wys dat sinoptiese weerkaarte nooit dieselfde lyk nie. Hierso het ek nou vir jou gesê, 'n koue front, weereens net die kurwe met die tuintjies op, en dan 'n warm front, 'n kurwe met die halfmaantjies of die bolletjies op. Die naam van die front word bepaal deur die tipe lug agter die front. Alright, as ons kyk na koue front, sê dit vir jou, koue lug is aan die agterkant en warm lug voor dit. Koue lug is swaarder en dig en stoot die warm lug op. Dit veroorsaak donderstorms en reën, waar die twee fronte ontmoet. En dan as ons kyk na warm front, sê ek vir jou, warm lug is aan die agterkant en koue lug voor. Warm lug stoot op, wolke vorm, verskillende soorte wolke, ons gaan nog daarby uitkom. En dit koel weer af en dan sak dit weer af as koue lug op 'n ander plek. Dit reën oor 'n groter gebied as by 'n koue front. So dan wil ek ook hê ons moet hierdie sleutelterme so lank in gedagte hou, en ek wil hê julle moet dit ook neerskryf. Mens noem dit isolyne, en dit het alles te doen met hierdie klimatologie waarmee ons besig is. As ons kyk na die eerste een, sê dit vir jou isobar. Jy sal sien dat ek om vir jou halfte die bar gedeelte in rooi gesit het, en daar's 'n rede daarvoor. 'n Isobar is 'n lyn van gelyke ligdruk. So as jy kyk na isobare op 'n kaart, as hulle vir jou sê dis isobar, dan weet jy, hierdie lyne konnekteer al die plekke wat gelyke ligdruk het. En ek het hom vir jou in rooi gemaak, en dan sal jy sien ek het gesê barometer. So as jy kan onthou dat barometer gebruik word om ligdruk te meet, kan jy onthou dat isobar ligdruk is. Want hierdie bar laat jou dink aan barometer. Kyk, dis net om dit vir jou 'n bietjie makliker te maak. Tweede isolyn is 'n isoterm. Dit is lyne van gelyke temperatuur, en ek het weer eens net vir jou dit geel gemaak, die term, isoterm, en dan sal jy sien, ek het hom vir jou daar gesit, termometer. So as jy kan onthou, term, isoterm, en termometer, sal jy weet wat, meet jy met 'n termometer, en dit is temperatuur. Dis maar net om dit klein bietjie makliker te maak vir jou. Volgende enetjie, isoheet. Dit is 'n lyn van gelyke reënval, en ek het in hakies gesit, meet in millimeters. So as jy onthou heet en meet, hoe meet jy reënval? In millimeters. Isoheet, meet. Alright. So dit is die belangrikste gedeeltes. Ek weet hierdie lyk nou vir jou baie deurmekaar en dat dit baie wyd versprei is, maar ek wil graag hê ons moet so lank begin kyk na die sleutelterme, en ons gaan definitief in die klas weer oor hierdie werk gaan, want dit is baie ingewikkeld en soms het mens meer as een keer verduideliking nodig daarvan. Ok, so dit is vir my die belangrikstes op die oomblik.
Dan jou huiswerk vir les 4 wil ek hê. Jy moet die definisies van klimatologie en meteorologie neerskryf. En ook die definisies van weervoorspelling en sinoptiese weerkaart. Dan wil ek hê jy moet daai 'n koue front en warm front teken in 'n tabelvorm en van die verskille van die twee invul. En dan ook hierdie isolyne wat ons nou gedoen het, daardie definisies neerskryf. Ok, ek sal vir jou in die boek wys so ek myne gedoen het en hoe ek wil hê julle moet dit doen. Sal ek net gou aanhou. Ok. Les 4, soos ek het gesê, geoles 4. Klimatologie se definisie, meteorologie se definisie, weervoorspelling se definisie, sinoptiese weerkaarte, en dan die koue front en warm front in 'n tabelvorm, soos ek wil hê jy moet dit doen. Teken ook sommer maar daai klein prentjies sodat jy kan onthou. Koue front is pyltjies of tuintjies. Warm front is bolletjies of halfmaantjies. En dan skryf jy die definisie so van elkeen. En dan laastens, isolyne, jou isobar, isoterm en isoheet. Net daai definisies ook vir my neerskryf. Ok. En dan is ons minion training vir nou bietjie klaar. Daar is nog een les wat 'n video ek moet oplaai vir julle en dan is dit ons 5 lesse vir geografie. Hierdie was nou 'n lekker vinnige kort enetjie, maar ons gaan definitief weer daaroor gaan. Dit is bietjie moeilike werk. Maar vir nou doen hierdie paar definisietjies, jou tabel met jou koue en jou warm front se verskille en dan is dit al vir les 4. Ok, bye bye julle.